ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by Vita die Bybelstudies. Ek wil net sê, voordat ons begin, by ons is dit nou vandag algemene skoonmaakdag en wasdag en tuindag en so dit mag wees dat in die verloop van hierdie opname, dat jy nou allerhande huishoudelike geluide gaan hoor. En ek dink nie dit behoort 'n mens af te sit nie, miskien eerder dit geniet in 'n sin, omdat die lewe gaan aan. Ons sit nie ergens op 'n berg in 'n, sê nou maar 'n klooster of 'n plek van akute afsondering en dan mediteer ons nou oor die woord van God en is heeltemal afgesonderd van die gewone lewe en lewe daar op 'n berg nie. Nee, die evangelie is juist bedoel vir die gewone lewe, is vir wat mense nou sou sê die regte lewe. En wanneer ons daai twee van mekaar skei, die evangelie en die regte lewe, ja, ek dink dis meer 'n filosofiese gedagte as wat dit moontlik is. Ek dink nie jy kan dit skei van mekaar nie. En tog hoor ek dit so baie dat mense sal sê, as ons oor die waarheid en heerlikheid van Jesus praat, dan sal mense sê, ja, maar jy moet onthou, daar buite in die regte lewe werk dinge anderste. So asof ons eintlik besig is met nonsens. Jy weet, jy praat nonsens. Jesus, ekskuus tog, jammer vir dit, is deel van die huishoudelike geluide. Jesus is nie regtig nie. Die waarheid is nie regtig die waarheid nie. Al die goed wat ons praat is eintlik maar net filosofies en niks daarvan is prakties of uitvoerbaar nie. Terloops, terwyl ek dit sê, ek het nou 'n vreeslike lekker gesprek gehad, ek en Pippa, nou so 2 dae terug met mense in Zambia. Tim en Hanneke Green. Nou, ek sê nou maar net die name terwille van die mense wat hulle ken, maar jy hoef hulle nou nie te ken nie, om net te put uit wat ek nou gaan sê nie. Hulle, toe ons deur Afrika gegaan het, destyds, 2023, toe ek en my vrou ons vir 'n jaar, wat ons nou ry tot bo by Uganda en deur al die lande en mense besoek, 80 kontakte besoek in al die verskillende lande. Toe het ons hulle ontmoet en ons het 'n hele paar dae by hulle deurgebring. Hulle was ontsettend gasvry en hulle het ons gehelp. Ek moes daardie tyd 'n bietjie verstelwerk of herstelwerk aan my voertuig doen en diens en so aan. En vir daai tyd kon ons toe nou daar by hulle bly. En in daai tyd het ons ook nou baie gepraat oor die heerlikheid en waarheid van Jesus. Hulle het toe nou, in die tyd daarna, nadat ons terug is met die IFJJ's begin het hulle uit Zambia uit spesiaal gevlieg om die IFJJ te kom doen hier in Vermont. Ja, hulle is boere van die omgewing, nee, laat ek net dit by sê. Hulle is nou nie sendeling of in bediening as sulks nie. So hulle boer met pepperdews en goeders. En toe gaan hulle terug. En toe begin hulle self, hulle toe nou 'n soort van 'n struktuurtjie gebou daar waar mense kan by mekaar kom op hulle plaas en hulle self die IFJJ kon aanbied, maar hulle noem dit nie die IFJJ nie, hulle noem dit, en ek hou nogals vreeslik van die naam, His Master's Voice, wat hulle dit noem. En waar ons dit in Vermont aanbied oor 'n week, doen hulle dit oor 'n naweek. En natuurlik nou 'n verkorte weergawe, maar glad nie afgewater in inhoud nie, glad nie so nie. En hulle het nou al 7 van hierdie His Master's Voice byeenkomste aangebied. En nou is ek so opgewonde daaroor, nee? En ek maar net bloot oor hoe die woord van die heerlikheid van Christus in mense hart kan gryp, soos in hulle geval, en hoe hulle net, soos wat hulle Jesus ontdek, word hulle net outomaties en spontaan getuies.
Jy hoef nie hulle, jy weet, te por en te sê, onthou, ons moet disippels wees van al die nasies, kom ons wees nou, kom ons spits ons nou meer toe op disippels, dit gebeur net outomaties. En dit was my vermoede al vir baie lank. Ons enigste, belangrikste fokus en roeping in die lewe, 1 Korintiërs 1 vers 9, God is getrou, wat ons geroep het om in verbinding te lewe of in gemeenskap met die Seun, Jesus Christus, onze Here. En uit daardie verbintenis, die oomblik wanneer 'n mens sy hart oopmaak om in opregtheid toe te gee aan daardie roeping, in opregtheid, en sonder frille, jy weet, dis nie eers ek gaan swat soveel jaar en doen dit en sluk een of ander teologiese handleiding in. Dis die feit dat ek leer hoe om Jesus te vind in my alledaagse lewe. Toe gepraat van huishoudelike geleide. Hoe om Jesus te vind in my alledaagse lewe. Die regte lewe. En daar te leer, daar waar ek is, sê nou maar jy's 'n huisvrou, en jou taak is die administrasie van die huishouding en die kosse en alles wat daarmee saamgaan, wat glad nie 'n klein taakie is nie. Enige persoon, enige iemand wat dit nog nie gedoen het nie, sal dink dis maklik. Enige ou wat al dit probeer het, sal weet, dis 'n reuse taak. Of jy is 'n sakeman wat in 'n baie sakeagtige kantoor sit in die middestad ernsste, of jy is 'n motorwerktuigkundige wat jou hande vol grease kry, of jy's 'n verpleegster in 'n hospitaal of 'n kliniek, of waar jy ook al is, of wat ook al jou lewe is, dis irrelevant wat jou lewe is, en of dit nou 'n hoë lewe is, of 'n eenvoudige lewe, dis irrelevant. Wat relevant is dat jy in jou lewe leer om Jesus te leer ken en te leer om hom te gehoorsaam. Dis die krag daarvan. Nou, wanneer dit gebeur, dan gebeur die ander goed outomaties. Ek hoef nie te fokus op 'n getuie wees nie, ek raak dit outomaties. My fokus is Jesus, ek moet Jesus leer ken. Ek wil hom leer ken. Waar is hy in hierdie situasie? Wie is hy in hierdie situasie? Wat sê hy? Prakties, in my daaglikse lewe, wat dit ook al is. En uit dit uit gebeur daar iets in my hart. Dis nie 1000 goed wat jy nou moet onthou. Onthou nou dit, onthou nou dit, onthou nou, maak nou, hoe gaan ek al hierdie goeders onthou nie? Dis niks van dit nie. Niks van dit nie. Dis hierdie enkelvoudige fokus wat 'n mens het om Jesus te soek. En terwyl ek hom soek, en hierdie is belangrik dat ons dit hoor, want as ons nou gaan kyk na Johannes hoofstuk 15, dan is dit so relevant, dat terwyl ons hom soek, en hom vind, ons soek hom, en ons vind hom, gebeur daar iets in ons harte, wat bonatuurlik is. Nou, by dit bedoel ek, jy hoef nie te verstaan wat dit is nie. Jy hoef nie te kan verduidelik wat dit is nie. Maar wat ek jou kan sê, is jy sal weet dat dit is. Is iets bonatuurlik wat hier binne gebeur. Daar vind en ek gaan nou 'n ou Griekse woord gebruik wat almal eintlik maar ken. Daar vind 'n metamorfose plaas. 'n Verandering, soos die papie wat 'n vlinder word, 'n metamorfose. Binne in my, hoe meer ek na die heerlikheid van Jesus kyk, dis al wat ek hoef te doen, dis my roeping, is nie 1000 ander goeders wat ek moet probeer bybring en op datum bly nie, net hierdie een ding. Ek soek Jesus, ek soek hom, ek vind hom, en in daai vind, gebeur 'n bonatuurlike ding in my lewe plaas, 'n metamorfose, 'n verandering, 'n wêreldbeskouingsverandering, 'n hartsverandering. Nou kan ons aanhou seker, om goeders te doen wat als geaffekteer word deur hierdie bonatuurlike werking van God in my lewe.
En dan bewerk hy, sy gees bewerk deur my hierdie goed. Jy hoef my nie te por nie, hoef my nie te skop nie, hoef my nie te motiveer nie, dis net outomaties daar, voordat ek kan sê, gromboentjie botter met stroop op, bevind ek my in 'n situasie waar ek net spontaan 'n getuie van Jesus is. Net spontaan, nie opgesmik, nie vol frille en trucs en slim benaderings en net spontaan. Te getuig van die een wat ek besig is om te leer ken. Net spontaan. Dis vir my so kosbaar en lieflik. Kan nie vir jou sê nie. Terug by die mense in Zambië. Onthou ek nou skielik dis waar ek was. So toe begin hulle nou met die aanbiedings van His Master's Voice, daar in die Koperbelt in Zambië. En nou het ons so 2 dae terug met hulle gesprek, en nou vertel hulle net wat hulle beleef daar. Maar soos wat hulle vertel, raak ek en Pippa so opgewonde in ons harte en ons dink, joh, ons wil baie graag inskryf by daai kursus en studente wees daar. En net deel in dit wat Jesus mee besig is in die Koperbelt in Zambië. Al is dit nou hoe klein, man. Al is dit nou hoe klein. Dis Jesus wat daar beweeg. Dis waar ek wil deel wees. Ja, my so opgewonde. Ek sê ook toe sommer vir hulle, man, ons gaan nou ons kalender kyk, want as hulle weer 'n kursus aanbied, wil ons inskryf, en ons wil deel wees daarvan. Maar wat hulle toe nou ook onder andere noem, is dat hulle maak deel van hulle IFJJ ook 'n praktiese komponent oor hoe pas jy hierdie waarhede van die heerskappy van Christus in die praktyk toe. Wow, en daar's mos 'n verskriklike behoefte daarna. Nee, ek kyk nou op ons kanale ook, mense, daar's 'n groot behoefte daarna. En dis maar waaroor dit gaan, nee. Is die waarheid van die evangelie in die regte lewe. Hoe om Jesus te soek en te vind in my gewone alledaagse lewe. Nietemin, kom ons kyk na Johannes hoofstuk 15. Johannes hoofstuk 15, ek lees vir jou die laaste vers van 14 en dan spring ons in 15 in. Want, soos ons nou al baie gesê het, onthou, die Bybel is nie geskryf in hoofstukke en versies nie, dis aan een vloei, nee? En ek is baie bly oor hoofstukke en versies, want maak het mens maklik goedjies kry, wat jy soek, maar die nadeel is, dat mens compartimentaliseer, dink ek is die woord, hierdie goedjies so, jy isoleer goed van mekaar, en sien nie meer die eenheid van vloei nie. So kom ons doen, laaste vers van 14, maar dat die wêreld kan weet, dat ek die Vader lief het, en doen net soos die Vader my beveel het, staan op, laat ons hier vandaan weggaan. In ons vorige opname het ek nou, ek dink ons, nee, ek weet nie hoe jy nou voel nie, maar ek dink ons het dit taamlik deeglik deurgepraat. Die verband tussen lief hê en gehoorsaam, en die keuse tussen selfbehoud en gehoorsaamheid. En die kritiese, nie net bloot belangrik nie, maar kritiese rol wat dit speel in Jesus se verhouding met sy Vader en in die inhoud van die evangelie, en ons verstaan van ons verhouding met Jesus. So uit daai wat hy nou sê, dat die wêreld kan weet dat ek lief is vir die Vader en alles doen wat hy sê, kom ons staan op en gaan. Met ander woorde, ek stap nou in hierdie krisis in. Want dis waarheen die gehoorsaamheid aan die Vader my lei is, reguit in 'n krisis in, waar hy sy lewe gaan verloor. So sy volgende woorde is, ek is die ware wynstok. En vir die van julle wat dit nou interessant sal vind, Jesus se woorde daar, ego eimi, ek is die ware wynstok. Vertaal, beteken dit, ek en ek alleen is die ware wynstok. So baie eksklusiewe uitspraak van Jesus in die oorspronklike teks. Ek is die ware wynstok, die wingerdstok, en my Vader
is die landbouer. Hier is eintlik vir my mooi, want die samewerking, die eenheid, die verhouding tussen die Vader en die Seun, is vir my 'n geweldige onderwerp om aan te dink, oor te mediteer en raak te lees in die Bybel. Die verhouding tussen die Vader en die Seun, want dis die verhouding tussen die Vader en die Seun wat al die ander goed tot gevolg het. Die verhouding tussen die Vader en die Seun. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Nou, ek gaan dit net hier nou sê. Daar is nou 'n bietjie 'n krisis, want in onder Christene is daar twee sieninge oor saligheid. Die een sien saligheid, dis nou maar my verduideliking, nee, dis nie 'n volledige vergelyking wat ek nou gaan tref nie, maar dit gee ietsie van die idee mee. Jesus het saligheid moontlik gemaak, en saligheid is soort van die fokus. Nee, jy saligheid, om saligheid te kry. Alles gaan oor die belangrikheid van saligheid. Jy het saligheid. So ek sal nou sommer sê, die een sien saligheid as 'n produk wat jy ontvang, nee, jy wil saligheid hê, dan kry jy saligheid as 'n gawe, nee, want hulle gebruik nou Paulus se woorde en verduidelikings, soos almal maar doen, en nou het jy saligheid. Nou kan jy dit nie weer verloor nie, jy het nou die produk. Kan dit nie weer verloor nie. So dan hoor jy in baie van hierdie gesprekke, dat selfs al sou jy van Jesus af weggaan, verloor jy dit nie. Jy hou nie op om sy kind te wees nie, is hoe hulle dit beskryf. Wat natuurlik tegnies nie korrek is nie, jy is nie 'n kind van Jesus nie, jy is die bruid van Christus, jy is 'n kind van die Vader. Net om dit te sê, maar dis die een siening. Die ander siening sê, saligheid is nie 'n produk nie, is nie iets wat jy ontvang los van Jesus nie. So jy hoef nou net te sê jy glo, dan ontvang jy die produk en dan het jy dit en niemand kan dit van jou wegvat nie en jy kan dit ook nie verloor nie en weet selfs al val jy terug en doen jy nou wat ook al, moenie worry nie, jy het nog die produk. Die ander siening sê nee, saligheid is nie 'n produk nie, is 'n persoon. Saligheid is nie die fokus nie, Jesus is die fokus. Saligheid is die gevolg van my fokus op Jesus. En ekskuus. Solank as wat jy Jesus vashou, solank hou jy aan saligheid vas. As jy Jesus los, as jy van hom af wegstap, stap jy van saligheid af weg. Nou, die mense wat sê, jy kan nie jou saligheid verloor nie. Jy dit ontvang as ek sê nou 'n produk, hulle sê dit nou nie so nie, maar dis nou maar net 'n manier vir my om dit mooi te sien in my kop. Hulle lees hierdie selfde versie, hulle lees Johannes 15 vers 2, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. So ek het dit al geluister, ek het die preek al geluister. So hulle sê, want hulle kan nie nou sê, hulle kan nie dit verstaan as jy die vrug dra nie, dan word jy weggeneem uit die wingerd nie, as jy nie meer deel van Jesus nie. Want hulle teologie sê dan nou, dit kan nooit gebeur nie. So hulle verduidelik dit, dat nee, die Vader vat nie die takke en lei hulle op, en so weet dat hulle nou meer, hulle probeer dit so verduidelik, want hulle wil nie erken, dat Jesus hier praat van afsny. Nou, ek het die preek al gehoor, en die verduidelikings, en dan die kant toe en daai kant toe, maar die teks, jy kan nie die teks lees, hierdie gedeelte, jy kan nie reg laat geskied aan hierdie teks, en dit sê nie, is onmoontlik, en jy gaan nou sien.
Want die fokus gaan nie oor saligheid nie. Dit gaan nie oor hemel toe gaan nie. Dit gaan oor Jesus. Hy is die fokus. Die hemel is nie die alfa en die omega nie. Jesus is. Saligheid is nie die alfa en die omega in daai sin nie. Jesus is. Ek soek hom. Ek is verbind aan hom en dis waar my saligheid lê. Dis die evangelie. Dis nie die evangelie van saligheid nie. Dis die evangelie van die heerlikheid van Christus. Dis die evangelie van God aangaande nie saligheid nie. Dis die evangelie van God aangaande sy seun, Romeine 1 vers 1 tot 3. Dit gaan oor Jesus. Jesus is die fokus, nie die hemel of saligheid of iets anders nie. En wanneer 'n mens luister na hoe die evangelie gepreek is in Handelinge, dan sal jy nooit verduidelikings hoor nie. Die vraag word aan hulle eenvoudig gestel by herhaling, wat moet ons doen om gered te word? En nooit hoor jy as 'n antwoord een of ander ingewikkelde teologiese verduideliking nie. Nooit nie. Net nooit nie. Daar word nie begrippe gebruik van geregtigheid en saligheid, of, ek weet nie, daar is nou klomp goeters waaroor mense praat, en daar word net gesê, draai na Jesus toe. Eenvoudige vraag, kry jy eenvoudige antwoord. En nou gaan jy in dieselfde gees, hoor jy Jesus hierdie saak bespreek, en dit sal goed wees as jy Jesus kan toelaat om te sê wat hy wil sê. En as dit nou nie heeltemal pas op jou, die onderstel van jou teologie nie, dan stel ek voor, jy pas jou teologie aan, nie Jesus se woorde nie. Ek dink nie dis 'n wyse ding nie. As Jesus se woorde nie op jou teologie pas nie, moenie sy woorde wysig nie. Wysig dan jou teologie wat skeef is. Dis nie Jesus se woorde wat skeef is nie. Dis jou teologie. En wees groot genoeg om dit te kan erken en aan te pas by Jesus. Hy is die standaard, nie ek en jy nie. So kom ons luister wat hy sê. Hy sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem die Vader weg. En elke loot wat vrug dra, snoei hy, maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. So jy 2 lote. Die een is in Jesus. Hy is deel van Jesus. Maar hy dra nie vrug nie. Nou, daar's net een manier hoe jy nie vrug kan dra nie. Net een. Eintlik. Mens kan seker nou ander faktore ook noem, maar daar's eintlik net een rede hoekom 'n mens nie sal vrug dra nie. En dit is omdat jy aan Jesus nie gehoorsaam is nie. Jesus sê nou net, dat die Vader kan weet dat ek is lief vir die Vader, en in alles aan hom gehoorsaam, kom ek staan op. Daar's aksie. Daar's absoluut aksie. Jy kan nie gehoorsaam in teorie wees nie, jy is gehoorsaam in die praktyk. En die Vader stuur Jesus reg op die kruis af, en Jesus sê, kom ons gaan. Ek omhels dit, ek embrace dit, sê die Engelse. So kom ons gaan, daar's aksie. Jy kan nie die twee van mekaar skei nie, want nou wil ons. Jy weet, nou wil ons. Nou daar's redes voor. Ek gaan nou nie tyd daar brand nie, maar luister net wat Jesus sê. Ek dink dis al wat belangrik is. Laat dit jou hart vorm. Julle is reeds rein. Jesus praat nou met sy disippels. Hy sê, julle is reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Nee, die woorde van Jesus. Wat hulle omhels dit. Hulle stamp dit nie weg nie. Die fariseërs hoor dieselfde woorde as wat die disippels hoor, maar hulle is nie rein nie. Hulle hoor dieselfde woord, hulle is nie rein nie. Nou, hoe is die fariseërs nie rein nie, maar die disippels is? Selfde woord. Hulle hoor dieselfde bedieninge van Jesus. Vir die eenvoudige rede, dat die fariseërs dit wegstamp, die disippels het omhels. Hulle stamp dit nie weg nie, selfs al is dit hulle tot 'n aanstoot, selfs al krap dit hulle om, selfs al ontstig dit hulle omhels dit, want hulle weet, dis die woorde wat gespreek is deur die Christus van God. En dit bring 'n reiniging in hulle harte. Nou sê Jesus vir hulle, bly in my. Nou, daar's geen rede
hoekom Jesus moet sê, bly in my. As dit nie moontlik is om weg te gaan nie, om uit hom uit te gaan nie. Praat nou van die, kom ons sê dis 'n boompie. Dis my voorstel van 'n boompie. Ons sê dis die wingerd en dis die lote. As dit nie moontlik is vir die loot om los te raak van die wingerdstok nie, as dit nie moontlik is nie, is dit nie nodig om te sê bly in my nie. Die rede hoekom Jesus sê bly in my is omdat dit nodig is om te hoor. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wingerdstok of die wynstok bly nie. Sien, dis die hele ding, hoe bly ek in Jesus? Hoe bly ek in hom? Ek bly in hom, Johannes 14, 21, 23, 24, vers 15, alles Johannes 14. Hoe bly ek daar? As julle my lief het, doen wat ek sê. En die Vader sal julle lief hê. En ek sal julle lief hê. En my aan julle openbaar. En ek en die Vader sal by julle kom woning maak. As julle my lief het, doen wat ek sê. Hoe bly ek in hom? Ek bly onder sy gesag. Ek hou aan om hom te soek. Ek hou aan om hom te vind. Ek hou aan om hom te gehoorsaam. En wanneer ek aan hom ongehoorsaam was, en wanneer ek gedoen het wat ek nie moes nie, kom ek terug na hom toe. Ek hou aan na hom toe kom. Ek hou aan. Dit is so eenvoudig soos dit. Jy het nie 'n graad nodig om dit te verstaan nie. Jy het net ore nodig om te hoor. Dis al. Hou aan na hom toe terugkom. Bly in my. Bly in my. Kom na my toe terug. Jy kan nie vrug dra uit jouself nie. So al het jy nou wat se kennis en ondervinding en ervaring op jou eie, sonder om te bly in die wingerdstok, om na Jesus toe te kom en aanhou aan hom gehoorsaam wees. Aanhou om hom te soek. Aanhou om hom te leer ken. Kan jy nie vrug dra nie. Die vrug waarvan Jesus praat, is die lewe wat God behaag. Die enigste manier hoe ek en jy 'n lewe kan lei wat God behaag, die vrug waarna hy soek, is om in Jesus te bly. Luister, is dit nou nodig dat ek sê? Jesus sê nie bly in die kerk, bly in godsdiens, bly in Christendom nie. Hy sê bly in my. Jy kan in godsdiens wees, in Christendom en in die kerk wees vir jare en nie in Jesus wees nie. Het is belangrik dat 'n mens dit sien en verstaan. So kan julle ook nie vrug dra as julle nie in my bly nie. Vers 5. Ek is die wynstok. Julle is die lote. Nou ek sal daai sin lees en dink 'n bietjie daaroor. Dan dink ek Jesus sê, moenie dit verwar nie. Julle is nie die wynstok en ek die loot nie. Ek en ek alleen is die wynstok. Julle is op my ingeënt. Julle is die lote, ek is die wynstok. Nie andersom nie. Die Vader is nie die wynstok nie. Jesus sê die Vader is die landbouer. Hy is die wynstok. Ons is nie ingeënt op die Vader nie. Ons is ingeënt op die Seun. En die enigste manier hoe ons toegang het tot die Vader is deur in die wingerdstok te wees en die vrug voor te bring wat alleenlik kan gebeur deur in die wingerdstok te wees. Dis ook 'n baie belangrike gedagte daai. Nee, Petrus praat daarvan, Paulus praat daarvan, presies so, net soos ek het nou verduidelik het. Ek is die ware wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom. Dis kwalifiserend. En dan ook in daardie sin diskriminerend. Dit sluit
sekere mense uit en sluit sekere mense in. Dis kwalifiserend. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Ons kan nou lees net tot daar, laat ek net dit by sê. Ek kan sê, as jou lewe nou maar baie karige vruggies dra. Ek het so suurlemoenboom hier agter, ek weet nie wat fout met hom nie. Maar hy druk jaarliks omtrent so 3, hoogstens 4 klein suurlemoentjies uit. Tot absolute frustrasie van my en die hele huishouding. Want hy is geplant om vrug te dra. Hy is nie geplant om 'n spasie toe te maak. Hy is geplant om vrug te dra. Nou kry jy net so, kan dit eintlik nie eers gebruik nie. Hulle is sulke ou verrimpelde ou suurlemoentjies, net so. Wat 'n frustrasie. Wat 'n frustrasie. Ons is geplant om vrug te dra. Nee, ekskuus, ek moet net daai versie vir myself oorlees. Hy dra veel vrug. Wie in my bly is die kwalifikasie. As jou lewe karige vruggies dra, dan wil ek net vir jou sê, harder probeer, gaan dit nie doen nie. Net nou, ek wil jou net baie moeite en baie tyd spaar, deur vir jou te sê, as jou lewe nou karig vrug dra, as baie min van die karakter van Jesus te sien in jou lewe, dan wil ek jou net onnodige aksies en energie spaar deur vir jou te sê, harder probeer gaan dit nie doen nie. Die rede hoekom jy min vrug dra, het te doen met jy en Jesus. Dis waarmee dit te doen het. Dit beteken, daar is 'n fout tussen jou en Jesus. En die fout lê nie by Jesus nie, die fout lê in jou hart. En dit is, dat jy hom nie soek nie. En dat jy nie leer om aan hom gehoorsaam te wees nie. En dat jy in alle waarskynlikheid weet wat reg is. In jou verhoudinge, jou verhouding met jou man, of met jou vrou, met jou kinders, met die familie, en so. Jy weet wat die waarheid is. Want as jy vir Jesus vra wat die waarheid is, dan sal hy jou sê, al sê jy jou net klein bietjie op 'n slag, hy sal jou sê, maar dat jy jou nie daan steur nie. Jy weet wat Jesus sê oor jou swak verhouding met jou suster. Jy weet wat hy sê, maar jy steur jou nie daarin nie. Nee, en dit gaan nou al vir jare so aan. Hoe dink jy moet jy vrug dra? Hoe dink jy moet jy die karakter van Jesus in groei in karakter van Christus, terwyl jy jou nie steur in Christus nie? Natuurlik sal jy net so 1 of 2 suurlemoentjies kan uitgedruk kry in 'n seisoen. Dit sal maar baie karig wees. En dis die rede. So moenie dit op 'n ander plek gaan soek nie. Die mense gaan soek dit op snaakse plekke, dan dink hulle, ja, maar miskien was dit omdat my oupa in die Vrymetslaers was. Nee, broer, luister nou mooi, ek sê nou vir jou. Eerlik. Dan kom nou mos nou Descartes met hierdie goed aan as 'n mens. Nee. Dit is omdat jy nie by Jesus is nie. Dit is belangrik dat jy dit hoor. Dat jy nie in hom bly nie. Dat jy jou nie in hom steur nie. En luister, ek sê die goed vir jou, nie sodat jy nou vreeslik moet in 'n gat voel, jy voel nou so veroordeel. Luister, ek wil net sê, as dit is wat in jou hart aangaan, dat jy hoor wat ek sê en jy voel nou vreeslik veroordeel, dan wil ek dit net voltooi, die gedagte en vir jou sê, dis 'n cop-out. Dis 'n cop-out. Nee, dis eintlik trots. Want 'n mens kan die waarheid hoor en wat jy moet doen is erken dit. Erken dit. Nou gaan nou, ek voel nou so aangevat en ek voel nou so veroordeel. Nee. Los daai nonsens, los dit uit. Los dit uit. Is jy skuldig ja of nee? Is jy skuldig ja of nee? Want as jy is, erken dit voor God. Erken dit en bely dit. En kom na Jesus toe, kom wil jy iets anders doen? Kom wil jy nou, dit is wat self bejammering eintlik is.
Dit is 'n vieslike, septiese poel gemors, waarin 'n ou gaan sit, waar jy eintlik na Jesus toe kan draai, sit jy en kry jouself jammer. En dis 'n aaklige ding, en ons het nodig om hierdie goed vir mekaar te sê. Soek Jesus, soek hom, vra vir hom. Wat 'n areas in jou lewe is jy nie gehoorsaam nie, vra hom. Maar dan moet nie deur dink nie, dink hier reg onder jou neus. En dit wat Jesus vir jou uitwys, steer jou aan hom. Begin toegee aan hom. En as jy nie weet hoe nie, kom ons sê nou maar, dit is 'n situasie tussen jou en jou suster, en daar moet goeders gebeur daar, en jy weet, Jesus het vir jou gesê. Jy het nou baie goed oor jou suster te sê, maar jy weet, Jesus het jou al aangespreek oor die onreinheid in jou eie hart, en dit het jy net so onder die mat ingevee, sê nou maar. So gaan terug en erken die feit dat jy dit onder die mat invee. Tweedens, erken die feit dat Jesus reg is, en dat die goed wat in jou hart is onrein is. Maak nie saak wat het sy gedoen of gesê nie. Erken dit voor die Here, en vra vir hom hoe, wat nou, wat moet jy maak? En dit wat hy vir jou sê, vra hom terug, maar hoe wil jy moet ek dit doen? Hoe moet dit gebeur? Wat's die eerste stap? Hoe moet ek volgende maak? Luister, ek het nog nie een keer van iemand gehoor. Probeer nou vinnig terugdink. Nog nie een keer van iemand gehoor, wat in opregtheid 'n antwoord gesoek het, en dit nie gekry het nie. Nog nie een keer nie. Nog nie een keer nie. Maar ek het al baie gesien, hoe mense regtig 'n antwoord kry, en dit dan net sy stap. Met allerlei slim goedjies. Want hulle wil nie hulle harte voor Jesus buig nie. Of, in die taal van Johannes 15, hulle wil nie in Jesus bly nie. Moenie so dom wees nie. Elke knie sal buig, elke mond